Môre julle almal, kan julle glo, dis 'n nuwe dag. Ek hoop julle is wakker, julle drink koffie, julle was julle gesig en trek mooi aan, sodat julle hierdie splinter nuwe dag, wat as 'n geskenk uit die Vader se hand is, dat julle dit sal gaan lewe, en dat julle dit tot eer van Christus sal gaan doen. Is lekker om weer vanmôre saam met julle te wees, in sy teenwoordigheid. Ja, ek lees vanoggend 'n versie van Paulus, julle gaan dit ook baie goed ken, dit staan in Romeine 7, en die vroeë pietiste, dis nou ek weet nou nie, die vroom teoloë van die 19de eeu, hulle het eintlik gesê dat hierdie gedeelte van Paulus nie in die Bybel moes wees nie, want dit het nie vir hulle gestrook met die karakter van wie Paulus was in die ander briewe nie. Maar Paulus skryf hier in vers 21, en so vind ek hierdie wet in my, ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte. En dan net so bietjie vroeër, dan sê hy in vers 19, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En hoe resoneer dit nie vanmôre maar met ons elke ene nie, nee. En dit kom ook maar weer neer op 'n vraag, waarom glo ons? Ek meen, is geloof maar net vir jou iets wat jy nou maar voel jy moet doen, of is dit soos 'n versekeringspolis om te sorg dat God vir jou en jou mense gaan bewaar of seën, of is geloof vir jou iets wat op 'n stadium in jou lewe baie sentraal gestaan het, maar wat nou nie meer so belangrik is nie, of is geloof vir jou iets waarsonder jy glad nie kan klaarkom nie? Nou weet julle, miskien moet ons dalk net weer onthou dat geloof is nie 'n eindbestemming nie. Dis nie 'n plek nie, geloof is 'n reis. Dis 'n reis waarin ons baie gaan val en weer opstaan, waar ons baie gaan verdwaal en ons gaan weer ons pad kry. En dis ook 'n reis waarop ons soms heerlike hoogtepunte kry en dan beleef ons dat God ons dra, en dan ander kere dan wonder ons dalk weer, maar ja, hoekom voel hy nou so ver? En dit is nie eie aan ons of uniek net aan ons nie. Dit was ook in Paulus se lewe so. Die goeie wat hy wou, het hy nie. Die slegte wat hy nie wou nie, het hy ook maar. En hy sê daar in Galasiërs 1, van al die sondaars is ek maar die grootste. Nou weet julle, in sulke tye kan ek en jy maar net weer onthou, geloof is 'n persoonlike verhouding met God. En soms gaan ons naby aan hom voel, en ons gaan naby aan hom wees, terwyl die wêreld en 'n klomp ander dinge ons ook maar weer met tye van hom al wegvat. En dis dan wanneer 'n ou moet vra, maar waarom glo ek? Glo jy omdat jy al ervaar het dat hy saam met jou lewe? Glo jy dat hy jou liefhet? Glo jy dat hy in jou is? Is jy eerlik oor jou geloof? Mag jy vandag hierdie vraag gaan beantwoord. Kom ons bid. Here Jesus, ek glo soms minder as ander kere, en ander kere glo ek weer dieper as sommiges. Maar Vader, ek kom vra dat U deur die Heilige Gees vir my sal kom help om te glo. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê, en dan praat ons weer môre. Totsiens.